Romeine 3 vers 21. Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus is. Hom het God voorgestel in sy bloed as versoening deur die geloof om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly, het wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God, om sy geregtigheid te toon in die teenwoordige tyd, sodat hy self geregverdig kan wees en regverdig maak wie uit die geloof in Jesus is. Waar is dan die roem? Dit is uitgesluit deur watter wet? Van die werke? Nee, maar deur die wet van die geloof. Ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Of behoort God net aan die Jode en nie ook aan die heidene nie? Ja, ook aan die heidene, aangesien dit inderdaad een God is wat die besnedenis sal regverdig uit die geloof en die onbesnedenis deur die geloof. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Inteendeel, ons bevestig die wet. Ons lees net so ver uit die onfeilbare woord van die Here. Ek nooi die mans wat kan staan om saam met te verenig in gebed. Ons dierbare Here Jesus, Here, dankie vir die voorreg wat ons vanmôre het om weer saam in die huis bymekaar te kan kom as medegelowiges. Here, om ook so 'n woord, Here, uit u woord uit te hoor. Here, dankie dat ons u ook kan vertrou. Here, om aan te hou werk in ons harte deur die woord. Here, en dan wil ons net u loof en prys vir die reën wat geval het. Here, waar ons weet dat dit uit u hand uitkom. Here, die mens kan nie reën maak. Here, die mens kan nie reën voorsien nie. Maar Here, u laat dit reën oor regverdige en onregverdige. Here, want u genade is groot. Here, dankie dat ons u ook kan vertrou om reën te stuur daar waar dit nodig is. Here, soos wat ek en my vrou ook kon hoor op die radio toe ons terugry het van vakansie af, hoe daar boere is wat al jare lank sukkel met droogte en hierdie jaar wat verby is was wel die ergste. Here, kan ons op u vertrou dat u reën sal stuur vir daai gebiede. Here, maar wil ons ook so bid vir die boere wat in daai gebiede boer. Here, dat hulle op u sal vertrou vir reën. Here, dat hulle nie sal gryp na onnodige aardse dinge wat miskien vir hulle reën kan gee nie. Here, maar dat hulle vertroue in u sal stel. Here, dankie dat ons net u werk kan aanskou. Here, deur die natuur. Here, u is groot. Here, en u is kragtig en u hou waarlik die aarde in u hand. Here, dankie dat ons kan bid vir die kerk. Here, wat die skade ook nog sigbaar is wat gebeur het deur die haal. Here, kan ons u net vertrou vir die werk wat nog gedoen moet word, Heer, vir u finansies. Here, maar dan vra ek ook dat elkeen wat werk aan die gebou om dit weer te herstel, Here, dat u asseblief vir hulle die wysheid sal gee om te weet wat om te doen. Here, dankie dat ons ook kan bid vir die kerkraad. Here, vir die besluite wat gemaak moet word. Here, dat u asseblief daar met hulle sal wees van die besluite wat gemaak moet word oor die kerkgebou self, oor evangelisasie.
Here, maar ook die besluite wat gemaak moet word oor die finansies, dat U asseblief met hulle sal wees. Here, dankie dat ons ook kan bid vir die leraarspaar wat nou op vakansie is. Here, laat U hulle ook daar sal seën. Here, en hulle sal veilig hou op die pad terug wanneer hulle terugkom. Here, maar laat as hulle weer terugkom, dat hulle uitgerus sal wees om U werk weer voor te sit en deur U gelei te word. Here, dankie dat ons ook kan bid vir die bedieninge, die sangbediening. Here, elke bediening wat by die kerk werk, Here, om alles te maak werk. Here, dan vra ek dat U asseblief hulle hande sal sterk maak. Here, en hulle voete bereidwillig sal maak, Here, om aan te hou met die werk. Here, ek vra ook dat U asseblief deur die banke sal beweeg, Here, en elkeen van ons harte sal voorberei vir die woord. Here, daar waar die hart nog hard is in 'n persoon, vra ek dat U ook asseblief die hart van klip sal verwyder en 'n hart van vlees sal insit. Here, sodat die woord, die saad van die woord op vrugbare grond sal kan val. Here, en dan dink ons so aan die woorde wat Dawid sê in Psalm 122, Here, waar hy sê, ek is bly toe hulle vir my sê, laat ons opgaan na die huis van die Here. Here, het so vra ek, Here, dat U asseblief in elkeen van ons wat hier sit vanmôre, Here, die blydskap in ons harte sal opwek, Here, om bly te wees, om in die huis te kan wees. Here, maar dan ook vra ek dat almal wat inluister of die wat miskien op vakansie is, Here, laat hulle 'n verlange het om na die huis van die Here toe te kom. Here, dat hulle sal opdaag, Here, om saam met die gelowiges, Here, tyd te spandeer en so ook saam te kan groei. Ons bid in die kosbare naam van ons Verlosser en ons Koning Jesus Christus. Amen. Ek wil julle aandag vestig op die teks van oordenking, Romeine 3 vers 23, wat sê, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Die brief wat Paulus aan die Romeine skryf, se tema gaan meestal oor regverdigmaking en die tweede gedeelte van die brief oor verlossing. Maar daarom wil ek met julle praat onder die tema die skuld van die sondaar. Deur hierdie brief het hy bewys aan die gemeente dat alle mense onder die mag van sonde is en dat elkeen verlore is. Maar dan verduidelik hy ook aan die gemeente hoe 'n persoon gered kan word. Ons as mens kan onsself nie regverdig verklaar voor God nie. Dit is die werk wat God alleen kan doen. Dit is ook nie 'n lewenslange proses wat gevolg word nie. Dit is 'n aksie wat onmiddellik plaasvind wanneer 'n persoon deur Jesus Christus verlos word. Hy skryf ook aan die gemeente dat daar geen regverdigmaking deur die werke van die wet is nie, soos ons lees in Romeine 3 vers 20 wat sê, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom regverdig sal word nie. Baie mense wil hulle self regverdig verklaar deur die wet te volg. Hulle is so ingestel op die wet dat hulle die verlossing deur die bloed van Jesus verwerp. Maar die wet het wel 'n doel. En dit sê in die woord van die Here, die res van die vers van Romeine 3 vers 20, want deur die wet is die kennis van sonde. Die wet is daar om 'n persoon bewus te maak van die sondige toestand waarin hy is. As jy na die wet kyk en dan na jou eie lewe, dan besef jy sal dit nooit ten volle kan volhou nie. Die hele wet is ingegee, maar ons as mens in ons liggaam kan nie die wet ten volle onthou nie. Elkeen gaan struikel op 'n stadium. En as jy as persoon deur die wet gered wil word, is dit wel onmoontlik.
Elke persoon wat hier sit vanoggend is ontvang in 'n sondige natuur, soos die baie bekende Psalm 51 vers 7 sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore en in sonde het my moeder my ontvang. As jy vanmôre hier sit en jy het 'n geboortesertifikaat in die kas, wil ek vir jou sê, jy is ook so gebore. Ons elkeen is in sonde ontvang en gebore. Al is jy as 'n klein papou babietjie, lyk perfek en sondeloos, is jy in sondige natuur. Daarom het elke persoon 'n verlosser nodig, want ons kan onsself nie voor God regverdig verklaar nie. Nie deur die wet nie, ook nie deur die doop nie, en definitief nie deur 'n goeie lewe wat jy lei nie. Die wet is 'n tugmeester na Christus toe, soos ons dit vind in Galasiërs 3 vers 24. Dit is Jesus Christus, ons verlosser en saligmaker, deur wie elke persoon regverdig gemaak kan word voor God, maar deur hom alleen. Paulus sê hier aan die gemeente hoe hulle gered kan word, en ons gaan vanmôre daarna kyk, want daar is 'n skuld op elke sondaar se lewe wat betaal moet word. Geen persoon kan dit self betaal nie. Soos wat geld nie jou gesondheid kan koop nie, dit kan wel die beste mediese hulp vir jou betaal, maar dit kan nooit jou gesondheid koop nie, en so kan geld definitief nie jou redding voor God koop nie. Want Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. God toon vir ons genade, dit is daar vir elkeen wat glo. Daarom, die skuld is betaal sonder verdienste. Romeine 3 vers 24 sê, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Die loon is betaal deur sy genade, ons verdien dit nie. Juis omdat ons in sonde gebore is, kan ons nie iets doen om die loon te betaal nie. En ons het al reeds gedoen in ons lewe om die toring van God oor ons lewe te kry. Maar deur genade wat God aan ons bewys, is die verlossing beskikbaar deur Jesus Christus. Daar is niks wat ek en jy kan doen om die toring van God oor ons sonde af weg te kry nie. Solank soos wat 'n mens in die wêreld bly en nie onder die reddende genade van God kom nie, verdien ons die loon van die sonde. Ons kan reg deur die Ou Testament sien hoe God met sonde handel en hoe daar gehandel moet word met sonde. Die natuurlike mens het genoeg gedoen om in die situasie te kom om die hel te verdien. En daarom kort ons 'n saligmaker vir ons misdade, wat self is dit onmoontlik om te betaal. Dit is deur genade alleen wat die versoening vir sonde tot die mens gekom het. Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Dit is 'n geskenk van God af, dat ons gered kan word. 'n Geskenk wat nie een van ons verdien nie, want dan ons kan dit nie deur ons werke ontvang nie. En ons kan dit ook nie ontvang deur die wet op die punte van ons vingers te hou nie. Want die wet is slegs 'n tugmeester na Christus toe. Die wet is daar om die mens te laat besef hy is 'n sondaar, want sonder dat die mens besef dat hy 'n sondaar is, gaan hy nooit erken dat hy verlore is en 'n redder nodig het nie. Maar deur genade is ons gered deur die geloof en die geloof alleen.
Ons kan nie deur onsself gered word nie. Dit is fisies onmoontlik. Ons kan alleen deur die gawe van God gered word, en dit is die genade wat deur die bloed van Jesus is, toe hy die dag aan die kruis gesterf het. Die skuld is betaal, ons verdien dit glad nie, maar deur God se genade het hy vir ons die uitkoms gegee, 'n geskenk wat net hy kan bied, en 'n geskenk wat gratis gegee word aan die mens, maar so min mense is bereid om die opoffering te maak om hierdie geskenk aan te neem. Hoe hartseer sal ons as mens nie wees as ons 'n geskenk aan iemand gee, dalk nou in Kerstyd, en ons gee persoon die geskenk, en hy sit die geskenk daar langs hom op die koffietafel, en na Nuwejaars kom jy in sy huis en die geskenk staan nog steeds daar nie geopen nie. Hoe gaan jy as persoon voel? Maar soveel mense weet dat God die geskenk aan hulle gegee het. Die genadegawe is daar, maar so min mense vat die geleentheid om gered te word. God roep, maar hy antwoord nie. God het genade aan ons bewys deur te betaal vir die loon wat ons verdien. En dit bring ons by die volgende punt, die skuld is betaal deur sy bloed. Romeine 3 vers 25, hom het God voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof, om sy geregtigheid te bewys, deurdat hy die sondes ongestraf laat bly het, wat tevore gedoen is onder die verdraagsaamheid van God. God het Jesus vir ons as mens voorgestel deur sy bloed. Die bloed wat vir ons as mens, wat in ons sonde ontvang en gebore is, los te koop van die loon wat ons verdien, sodat ons ongestraf kan bly oor die sondes wat ons doen en al gedoen het. Daar is 'n loon wat nie betaal kan word deur aardse besittings nie. Al is jy die rykste man of vrou op aarde, het God geen behaag in jou rykdom nie. Want al die rykdom op aarde is God se. So waarom sal hy in jou rykdom 'n behaag in hê? Soos ons dit lees in 1 Petrus 1 vers 18 tot 19, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Ons loon is al reeds betaal deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Elke mens op aarde wat verlore gebore is, kan nie regverdig staan voor God, as hy homself nog bevind in hierdie sondige natuur waarin hy gebore is nie. As dit nie vir God se genade was nie, dan sou ons alles kon laat vaar en terugsit en wag vir die dood. Want ons verdien niks meer as die hel nie. Maar deur God se genade het hy sy seun gestuur, sodat ons ook die ewige lewe kan hê. Maar juis omdat die mens, die natuurlike mens vol sonde is en bedink slegte dinge, en dit is onmoontlik dat sonde in die hemel kan ingaan, het ons 'n verlosser nodig. Dit is alleen deur die kruisdood van Jesus wat ons die versoening vir ons sondes kan ontvang, as ons hom aanvaar as ons verlosser en saligmaker. Dominee Jurgens gebruik die volgende woorde: dit is Jesus se kruisdood wat 'n versoeningsoffer is, wat ons van hierdie doemwaardigheid
en verdorwenheid kan bevry. Die kruisdood was vir ons 'n versoeningsoffer. 'n Offer wat uit die genade van God uitkom. As dit nie was vir die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus nie, dan sou die loon nooit betaal kon word nie. Dan het die loon van die sonde die dood gebly. Maar daar het 'n genadegawe van God se kant af gekom. Efesiërs 1 vers 7 sê in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Die loon is betaal, maar ons moet dit aanvaar. Ons moet Jesus aanvaar as ons verlosser en saligmaker in geloof, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, soos ons dit vind in Hebreërs 11 vers 7. En dit bring ons by die laaste gedagte, die skuld is betaal, maar dit word aanvaar deur die geloof. Romeine 3 vers 22 sê die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Christus Jesus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Die reddende genade is aan almal bewys wat glo. Dit het aan elke mens verskyn en is ook beskikbaar vir elke mens. Daar is geen onderskeid nie. Dit is daar vir almal. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het. Vir elkeen. Daar is nie 'n onderskeid vir sekere mense nie. Daar is nie sekeres wat uitverkies is om die ewige lewe te hê en sommige wat net bedoel is om hel toe te gaan nie. Maar die reddende genade van God het aan almal verskyn. Daar gaan nie eendag iemand in die hel kan wees wat sê hy het nie geweet dat die reddende genade van God ook aan hom verskyn het nie. Want so het dit aan elkeen verskyn en daar gaan ook nie iemand in die hemel eendag kan wees wat sê hy het daar gekom deur sy eie verdienste nie. Want daar is geen onderskeid vir enigiemand. Geen iemand kan op homself roem nie. Die vereiste van God se geregtigheid is alleenlik deur die bloed van Jesus en ons kan slegs daaraan deel deur die geloof. Dit verwys hier na 'n aktiewe geloof. 'n Geloof wat aktief is. 'n Geloof wat deur 'n daadwerklike bekering onderstreep word. Geloof is die instrument waardeur ons gered word, want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Daar is geen onderskeid tussen mense nie. Want niemand van ons kan op ons werke vertrou nie. Die geloof in Jesus is vir almal en het oor almal gekom. Dit het aan die Jode sowel as aan die Grieke verskyn. Jy kan nie deur jou werke gered word nie, maar jou werke moet deur die geloof gedoen word. Titus 2 vers 11 sê, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Die reddende genade het aan elkeen van ons wat hier sit vanmôre, elkeen wat luister. Hierdie reddende genade het aan ons verskyn. Maar so min mense word gered al dra hulle die naam van die Christelike geloof
het hulle geen verhouding met God nie. Want hulle het nie geloof in die bloedoffer wat Jesus Christus geoffer het nie, maar hulle vertrou op hulle eie insigte om gered te word. Hoeveel in ons eie geloof, hoeveel van ons eie mense het al lankal Jesus verwerp as die enigste verlosser en saligmaker. En hulle glo om die wet te hou. Dit bring hulle tot geloof. Dit bring hulle tot in die hemel, maar dan verwerp hulle die offer wat God gestort het aan die kruis. Die bloed wat ons skoon was. Maar die genadegawe van God is net deur die bloed van Jesus. Die loon vir ons sondes is betaal, maar ons moet dit deur geloof aanvaar. Ons moet Jesus aanneem as ons verlosser en saligmaker. Ons kan nie die bloed van Jesus eenkant toe skuif en probeer om die loon deur die werke te verdien nie. Ons kan nie vir hierdie genadegawe, ons kan nie vir hierdie geskenk werk nie. Romeine 3 vers 28 sê ons neem dus aan dat die mens geregverdig word deur die geloof sonder die werke van die wet. Sonder die werke van die wet. Alleenlik deur die bloed, die kosbare bloed van ons verlosser en saligmaker. Ek sluit af, die mens verdien nie die skuldoffer wat betaal is nie, maar God het genade aan ons bewys deur om dit vir ons te betaal sonder verdienste, want ons kan nie daarvoor werk nie, want juis as gevolg van ons werke, van die sondige natuur waarin ons self bevind by geboorte, verdien ons die dood. Die loon is betaal deur die kosbare bloed van Jesus Christus. Ons kan nie vir dit betaal met 'n lewenswandel wat mooi is nie. As ons nie ons kar betaal nie, dan kom haal die bank jou kar en jy word dalk op die swart lys geplaas. Maar as hierdie skuld van sonde nie betaal word nie, dan is daar net 'n put van vuur wat vir jou wag. Ons kan die loon wat betaal is net aanvaar deur die geloof. Ons kan dit nie verdien deur die wet nie, maar alleen deur die geloof, want daar is geen onderskeid tussen mense nie. Want anders kon ons op onsself geroem het. Maar die goeie werke, die hou van die wet, moet wees deur die geloof wat jy het in Jesus Christus. Die loon van die sondaar is nie betaalbaar soos 'n spoedkaartjie nie, maar alleenlik deur die bloed van die Here Jesus. Jy kan die wet probeer hou, maar die wet is slegs 'n tugmeester na Christus toe, daar waar die ware redding vir ons siele is, soos ons dit vind in Galasiërs 3 vers 24. Deur die reddende genade van God gee ons nie die reg om sonde te doen nie, maar dit lei ons om meer heilig te lewe en rein voor God te staan. Vandag sit hier dalk 'n persoon wat nog voel dat hy of sy nie deur die geloof gered kan word nie, wat nog voel dat 'n mens slegs deur die wet gered kan word. Wil jy nie vandag hoor en besef dat die loon van die sonde betaal is deur die bloed van Jesus nie,
en dat jy nie geregverdig kan word deur die wet nie. Om jouself deur die wet te wil regverdig, plaas jy jouself in 'n hok, sonder om ooit die vryheid te geniet, wat daar deur die bloed van Jesus is, vir ons elkeen. Dominee Woodford het op tyd in die jaar nog 'n preek gebring oor wettisisme. En as jy glo dat jy net gered kan word deur die wet te onderhou, dan plaas jy jouself in hierdie hok van wettisisme. Die vryheid is daar deur die bloed van Jesus Christus. Neem dit aan. Maak jou saak vandag reg met die Here, as jy nog nie die genade ontvang het deur die geloof nie. As jy nog op jou eie werke vertrou, plaas daardie vertroue op God, want jou werke kan jou nie red nie, maar jou werke moet daar wees as bewys van die geloof in God. Amen. Ons almagtige God en hemelse Vader, Here, dankie laat ons weet dat die loon van die sonde betaal is deur u genade. Here, dankie laat ons weet dat u seun vir ons gestuur het. Here, as volmaakte offer. Here, dankie laat ons weet dat die prys betaal is. Here, dat daar genadegawe is om te ontvang. Here, maar so wil ek bid vir elke persoon, Here, wat nog dalk in hulle eie werke vertrou. Here, wat u nog nie aanvaar het as hulle verlosser en saligmaker nie. Here, dat hulle saak met u sal regmaak. Here, as hulle nou u stem hoor, Here, dat hulle nie hulle harte sal verhard nie. Maar Here, dat hulle sal breek vir u. Here, en hulle saak sal regmaak met u. Here, dat hulle Jesus sal aanvaar as hulle verlosser en saligmaker. Here, ons bid in Jesus naam. Here, die naam bo alle name. Amen. Ek nooi julle saam om die slotlied te sing. Kom ons bid nou om die seën van die Here. Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees met u elkeen wees. Amen.